Goeiedag aan julle wonderlike mense. Dis hier vir my en Wynand 'n baie groot voorreg om tyd saam met al julle kinders, onderwysers en ouers te spandeer en met julle te gesels oor kinders met karakter het identiteit. Nou onthou, wanneer ons identiteit het, dan weet ons wie ons is in God en nie wat die wêreld sê wie ons is nie. So wanneer ons identiteit het, het ons ook sekere waardes wat ons volgens moet lewe. En een van die waardes is eienaarskap. Nou, ons ontvang baie goed van uit God se hand uit. Kom ons kyk gou-gou waaroor gaan eienaarskap. Freddie hou van eienaarskap. Freddie weet dat alles wat hy besit, kom van God af. Hy gee vir God al die eer vir alles wat hy het. Eienaarskap in die Woordeboek beteken die reg om iets te besit. Dit beteken ons kan iets hê. Ons mag goed hê. Iets wat ons in is. Dit is ook baie meer as net goeders. Dit is ook vriende en familie. By wie kry ons al hierdie goeders wat ons besit? By mamma en pappa? Natuurlik. Hulle gee vir ons sakgeld en dan koop ons vir onsself goed of ons kry dit vir ons verjaarsdag of partykeer gee hulle sommer net vir ons goed. Maar hier is dalk iets wat jy dalk nie weet nie. Alles wat ons besit kom van God af. Selfs dit wat mamma en pappa vir ons gee. Wat sê die Bybel daaroor? Jakobus 1 vers 17. Lees gou saam met my. Elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. So my liewe vriende, die Bybel sê hier vir ons, elke gawe, goed en volmaak, alles wat jy besit en elke ding wat jy dink aan jou behoort, kom van God af. Alles wat ons het, behoort aan God. Selfs die talente wat ons het, is nie vir ons om oor te roem nie, want God het dit vir ons gegee. Hoor wat sê die Here self in Jeremia 9 vers 23 en 24. Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken. Dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. So God gee vir ons eienaarskap. As ons dus eienaarskap vat van die goeders, moet ons altyd onthou dat God dit vir ons gegee het. Dit is hy wat ons kom seën met goeie goed, omdat hy ons so baie lief het. Hy wil vir jou net goeie goed gee. Maar wat kom alles uit God se hand? Waarvoor moet ons elke dag dankbaar wees en vir hom die eer gee? Ons moet dankbaar wees, nie net vir ons talente, ons geskenke en ons aardse goeders nie. Ons moet ook dankbaar wees vir God se liefde. Ons moet dankbaar wees vir liefde teenoor mekaar, 'n bed om in te slaap, die genade wat ons uit God se hand het ontvang. Ons moet dankbaar wees vir kos om te eet, ook dankbaar wees vir mamma en pappa en vir mense rondom ons. En onthou, hy gee nooit op ons nie. Die geduld wat hy met ons het, is oneindig. En ons moet dankbaar wees, nie net vir eerste kanse nie, maar ook vir tweede kanse en derde kanse wat God ons gee. So as ons wil roem op alles wat ons het, laat ons roem daarop, dat ons hom ken en dat hy goed is vir ons en regverdig is, altyd. Want hierin het God 'n behaag en dit beteken as hy dit sê, dit beteken hy hou daarvan. Dit maak sy hart bly as ons hom eer vir al die aardse goed wat hy vir ons gee. En dat ons die wêreld vertel, dat ons hom ken en eer vir alles wat ons het. In Genesis 1 vers 26 het God ook vir ons beheer gegee oor die natuur. Ons moet heers daaroor, ons moet daarna omsien en dit mooi oppas. Ons moet baie dankbaar wees daarvoor, want eendag gaan ons voor God se troon staan en hy gaan vir ons vra, wat het ons gedoen met dit wat hy vir ons gegee het? So my liewe vriende, loof God vir alles wat hy vir ons elke dag gee. Pas alles mooi op en maak sy hart elke dag bly. My liewe vriende, kinders met karakter, wat eienaarskap het, bid saam. Kom ons dank die Here vir dit wat ons het en ons gee vir hom al die eer. Jy is welkom om saam met my te bid. Dankie Vader God vir alles wat ons elke dag uit u Vaderhand ontvang. Dankie dat ons hieruit kan sien en beleef hoe baie lief u vir ons is. Ons wil u eer deur dit mooi op te pas en u naam elke dag daarvoor te loof en prys. Help ons om nie te roem op al die aardse goed wat ons het nie, maar dat ons u daarvoor eer. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. My liewe vriende, dit was wonderlik vir my en Freddie om saam met jou te kuier vandag en met jou te kom gesels oor eienaarskap. Ek seën jou vandag dat jy sommer baie meer goed uit God se hand sal ontvang. En ek hoop en bid dat jy sal weet
elke dag en sal onthou dat dit wat jy het, moet jy nie oor roem oor nie. Jy moet God die eer gee daarvoor. Dit is lekker met jou te gesels vandag. Ek sien uit na 'n volgende keer. Kom ons sluit af met hierdie liedjie. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Taking a hold of truth today, higher, I'm flying higher with you, stronger, I'm getting stronger, it's true, deeper, deeper in love with you, whoa, 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 whoa. If I believe it, I can receive it. Open my eyes.